Hallo by hierdie Dinsdag en welkom by ons oordenking. Ons is besig om steeds te kyk oor hoe volhard ek te midde van moeilike seisoene, veral hier aan die einde van winter, en hoe druk ons deur as dinge moeilik ook gaan. Nou, ek dink daar is soveel tekste en soveel goed wat ons kan leer, en vandag kyk ons bietjie na Josef die dromer, die ou wat te midde van soveel goed deurgegaan het, so groot ingepak gemaak het vir God, wat volhard het deur elke seisoen van sy lewe en nog steeds gebruik was deur die Here, nie moed opgegee het nie. Nou Josef, as ons dink aan Josef, en jy kan onthou wie Josef was die seun van Jakob, hy was die jongste van broers, en natuurlik was hy sy pa se witbroodjie gewees, en die jaloesie die beste van sy boeties gekry, hulle vat toe vir Josef, hulle slaan hom, gooi hom in 'n put, hulle verkoop toe die arme broer, en hy gaan toe Egipte toe, en ek dink hy gaan deur soveel goed, en kan jy dink, jy's in Josef se skoene, alles wat deur jou kop moes gegaan het, dat jou eie broers jou verkoop het, dat jou eie broers jou in 'n put gegooi het, en dat jy nou verkoop was as 'n slaaf in 'n vreemde land, in 'n vreemde konteks, waar vreemde godsdienst miskien moontlik is. Ek dink as ek Josef was, sou ek nogals baie kwaad gewees het. En ek dink, hy moes deur soveel goed gegaan het, deur soveel emosies, deur soveel goed wat hy seker moes worstel om te sê, is die Here nog lief vir my, is my pa lief vir my familie het my verkoop, en ek dink hierdie ou het deur soveel moeilike tye in sy lewe gegaan. Maar God het ander planne gehad vir Josef. Josef het toe in Egipte het 'n invloedryke man geword, waar hy tweede tot die bevel by die farao was tot 'n mate, en wanneer daar hongersnood gekom het, toe kom sy broers na hom toe en hulle vra hom vir kos. Nou, en is snaaks hoe die lewe uitwerk. En hoor, ons stel die storie op hier by Genesis 45 vers 1 tot 9, presies wat gebeur hier so, en dit is so interessant. Josef kon homself nie langer bedwing vir die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom weg te gaan, en daar was die wat hom gedien het, en die een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis het gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom, maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe, en toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, ek is Egipte toe gebring, maar julle moenie nou sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land, daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblysel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, en sodat daar aan die dood sal omkom. Is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God, hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as raadgewer oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte, kom na my toe, moenie talm nie. Nou ek dink hierso is 'n ongelooflike ding wat Josef hierso doen. Ek kan nogals dink as ek in sy skoene was, sou ek my broers dadelik dalk gestuur het. Maar die Here doen iets ongelooflik in Josef se hart. Jy sien, die Here het ingegryp daar, en ek dink hy het Josef leer volhard. Want hy moes baie trauma gesien het, dink ek dink het baie beleef, en ek dink, hier het die Here iets in Josef kom doen, om te sê, maar hier's 'n rede, en God werk, en God het hom die vermoë te gegee, om te volhard deur elke moeilike seisoen, en toe doen die Here iets ongeloofliks. Jy sien, Josef kon trou gebly het in 'n slawe konteks, en hy kon oop bly vir hoe God hom wil gebruik. Jy sien, God het gewerk, en het die gawe van drome vir hom gegee, om drome uit te lê, en hy het daardie gawe bly koester, en hy het dit gebruik, dat die gawe deur oopgemaak het vir hom, en dat hy aan bewind gekom het in Egipte. En ek dink, hierdie leer so baie vir ons, jy sien, om oop te wees te midde van wat aangaan in ons lewens, wat moeilik is, en wat die lewe na ons kant toe gaan. Jy sien, Josef leer vir ons eintlik so mooi. Jy sien, baie keer kan jy ongelukkig voel oor ons konteks, oor ons situasie, of ons omstandighede, maar Josef leer ons, dat jy kan trou bly waar ook al jy is, al gaan dit moeilik met jou, al is dinge moeilik, kan jy nog steeds trou bly aan die Here, kan jy nog steeds die Here soek. Josef leer ons om aan te hou, ons gawes gebruik, en nie te wag vir die perfekte oomblik nie. Jy sien, soveel keer, as dinge nou moeilik gaan, hou ons op om die Here te dien, nou wil ons nie kerk toe gaan, of ander mense help, ensovoorts, want ek wil eers myself uitsorteer. Die Here is nog steeds aan die werk, en hierso leer Josef se storie ons, dat te midde van moeilike omstandighede en tye wat taaf is, kan ons nog steeds ons gawes uitleef, kan ons nog steeds ander help, kan ons nog steeds verder dink, en kyk, Josef leer ons, om te kan volhard in vergifnis ook.
En dit het alleenlik gebeur, want ek glo Josef het naby God gebly in die moeilike tyd. Baie keer as dit moeilik gaan, wil ons baie keer op ons eie krag gaan, op ons eie manier gaan en self dinge uitsorteer. En ek dink in en deur Josef se storie leer ons, Josef was getrou in die Here. Te midde van 'n moeilike omstandighede het hy naby God gebly en daarom glo ek het die Here hom die vermoë te gegee het om te volhard, om deur te gedruk het en om 'n beter self te wees as wat hy was, om te kon vergewe, om sy broers te kon vergewe, om gawes uit te lê en om met so mooi hart te kon lewe te midde van alles wat met hom gebeur het. So vandag miskien vir jou. Miskien luister jy hierna en jy gaan deur iets verskrikliks. Mag ek jou aanspoor en mag Josef se storie jou aanspoor vandag om te sê, maar bly naby God. Naby God sal hy jou die krag en die vermoë gee om te kan volhard. So vandag, miskien moet jy 'n bietjie dink, waar is jy? Wat is jou omstandighede? Miskien dryf jy weg van God af as gevolg van dit. Mag jy nader kom, mag jy naby bly en mag jy sien wat God kan doen in selfs die moeilikste omstandighede. Kom ons bid. Here, dankie vir vandag. Dankie dat ons kan weet en leer uit Josef se storie dat daar soveel meer wat U in ons lewens kan doen te midde van ons omstandighede. Ons omstandighede is nie 'n direkte refleksie van hoe U voel oor ons nie. Die kruis is. En daarom bid ek mag elkeen van ons oë hou op die kruis, ons oë hou op Jesus eerder as die omstandighede. En ek bid dat U sal in ons lewens werk en deur ons lewens werk te midde van alles. Dankie dat ons U naam kan aanroep. Dankie dat ons kan weet U is saam met ons in alles en ons bid en vra hierdie en spreek dit oor elke persoon vandag in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy saam gekuier het. Mag jy volhard vandag. Mag jy oë op Jesus. Tot môre. Mooi bly.